Ek gaan vra dat Roet hiervoor verskyn, wat vir Rowan gaan doop, en dan ook Michaela en ook Emily kan hier voorkom staan, terwyl ons die doop gou 'n bietjie gaan bespreek, en julle ouens het vir ons 'n bevestiging gaan gee, vir waaroor ons hier by mekaar staan. Weet julle kan staan maar net so redelik naby mekaar. Ja, staan maar aan een kant van die mikrofoon. Staan maar sommer die kanaal sy, dankie. Daar is hy. Nou vriende, ons gaan die doop bedien en kom ons vat net weer kort die doop saam. Ons bedien die doop aan ouers van kinders wat die Here ken, as 'n teken van die genadeverbond. Ons sien die water as die reiniging in Christus, want ons ou klein babietjie as kinders van God ten doop bring, soos die verbond ons leer. Kyk ons in die geloof en ons sê ons vertrou die Here om hierdie kind te red, en in die proses stap ons saam met die Here hierdie pad om hierdie kind by die Here uit te kry. Maar dan is daar ook baie gevalle, soos in my eie geval, waar ek tot bekering kom op 25, ontmoet die Here, en ek het ook daardie tyd die begeerte gehad om gedoop te word, en daarom doop ons ook groot mense. Nou vriende, ons doop groot mense op grond van hulle getuienis, en die grond dat hulle nie as kinders gedoop is nie, en hulle begeertes, dan doen ons dit. So baie kort net saam oor die doop. Vriende, daar is verskillende skole, as dit by die doop kom, en ons sê onomwonde dit uit hierdie kerk, dat die doop red niemand nie. En daar is geen plek gegee presies om te sê hoe ons die doop moet doen nie. Daar is baie inlegkunde en baie inlees, maar nêrens sê vir jou presies, jy moet soveel water gebruik en dit so lank doen, of dit staan nie daar nie. Dit is 'n sakrament. En ons doen met die sakrament, sê ons kyk in die geloof vorentoe dat u my kind gaan red, en ek as ouers stap saam met u in 'n nuwe toewyding aan u. En vir ons wat bietjie groter is, wat nou self kan besluit oor die doop, julle kon verklaar eenvoudig, ek het die Here Jesus ontmoet as my verlosser en saligmaker, en is my begeerte om ook die sakrament van die doop te ontvang. Dit verander niks aan jou saligheid nie, het verander niks aan jou posisie voor God nie, dis 'n sakrament wat net dui na die reinigende krag van die bloed van Christus, en daarom vereer ons die Here daarmee en niks anders nie. So die vraag word baie keer gevra, of ek vra dit ook baie vir ons ouers, hier is nou nie 'n babietjie vandag betrokke nie, hier is 'n klein kind, maar as 'n babietjie nou sou sterwe voor hy en sy gedoop is, gaan sy hemel toe of hel toe? Vriende, hulle gaan hemel toe, want doop red niemand nie. Wil dit stadig sê, daar's een doop wat jou red, dis die doop met Christus. Die doop van die Heilige Gees, wanneer jy Jesus aanvaar, en jy vereenselwig met Christus, daardie doop, dis wat jou red, maar geen water nie. Dit is net 'n uiterlike teken wat wys na die reinigende werk van Christus, soos ons sê vir klein kindertjies, babietjies, 'n voorskou in die geloof, en vir julle wat nou hier staan wat groter is, en ek by elkeen gaan sit en gekuier, en hulle ken die Here, dis hulle begeerte, en daarom gaan ons baie kort aan julle die volgende vraag. Ek gaan nog vra vir die ouers, maar ook vir julle wat groter is, u gaan die doop dan vandag ontvang vir die kinders en vir julle self, net as 'n teken van die verbond. Daar's geen redding daarin nie, daar word nie naam gegee by die doop nie, dis 'n sakrament waar julle kom bely dat julle in hierdie kerk, in hierdie gemeente, die pad van die Here wil stap en gaan stap. Julle bely ook dat julle in hierdie gemeente as kinders van God bygevoeg is, en daarom by julle doop. So ons aanvaar almal, ons kinders ook onsself as in sonde ontvang en gebore, en ons het Jesus nodig. En die doop wys dit of vorentoe wys, of teruggaande, soos julle wat groter is, wys dit vir ons. Tweede plek bely ons dat ons die artikels en die leer, soos hy hier geleer word, die volkomme leer van saligheid is. Vriende, ons leer is eenvoudig. Jesus alleen red. Hy wat Jesus het die lewe. Hy wat die Here nie het nie die lewe nie. Hierdie goed gaan nie saak maak nie. Doop en nagmaal maak nie saak nie. Dis Jesus en Jesus alleen. En derdens beloof u, Roet, om hierdie kind van u op te voed in die weë van die Here, of hom te laat onderrig en self te onderrig, en ook julle tweeetjies wat nou groter is, onderneem julle opnuut om voluit vir Here te lewe, te volhard tot die einde toe, en die lewe te lewe wat pas
by die kinders van die Here. Kom ons begin daar by Roet. Roet, wat is jou antwoord daar? Mag die Here vir jou 'n staatstelling gee, Michaela? Emily, mag die Here dan die voorneme wat jy het, regtig kom seën met sy teenwoordigheid. Ons gevra dat Roewan vir ons ingebring word, en dan kan julle twee jonger dames maar net hier agter kom staan. Ons sal vir julle doop bedien as ons daar kom, asseblief. Roewan hoef nou nie te lê nie, jy kan hom maar sommer net so hou. Jou babies wat ek altyd lê, dit maak dit makliker. Nou draai net so na die geboorte daar sy. Roewan, ons doop vir die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kan jy 'n bietjie terug staan. Kom ons vat die jonge dame eerste. Daar is joune, as jy met so kan hou asseblief, dis julle sinne. Emily, staan 'n bietjie nader. Ons doop ook vir die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Daar sy, staan vir daar agter. Michaela, ook vir jou doop ons die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Daar is vir jou. Goed, julle kan hier voorkom staan asseblief, en ek gaan vra dat die ouers, die grootouers wat hier is, wat wil kom voorstaan, kom saam staan, en terwyl ons dan nou die doop bedien het, eenvoudig, gaan ons vir hulle 'n pragtige psalm saam sing. So as die ouers as wat wil kom voorstaan, ons gee vir julle geleentheid, dan kan julle vir ons omdraai en kyk na die kerk, en dan gaan ons vir julle sing die pragtige seëngebed wat sê, laat Heer u seën op hulle daal, u guns uit Sion hul bestraal. Dan gaan ons vir julle handdruk gee, die kerkraad wat wil, kan volg, en dan sal ons klaarmaak. So vriende, kom ons staan, en ons sing vir hulle hierdie pragtige lied. En jy mag jou hand opsteek in gebed, dat jy die Here vertrou, jy hoef nie, maar doen dit uit jou hart uit, dat ons regtig die Here vertrou om vir hulle te kom seën. Kom maar sit vir sommer ons gebed toe. Julle kan staan, ons gaan eers vir julle elkeen 'n handdruk gee, en mag die Here vir julle almal sterk vir die pad vorentoe. Spesiaal, hoor. Wie sou kon dink dat eeuwe terug, soos die profete sê, in Bethlehem 'n kind sou kom, wat in 'n krib sou lê. En wie sou kon dink dat hierdie kind, Maria en Josef se seun, die sonde van die wêreld